Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Rulie van Reen en hy is verskaffingskettingbestuurder van die Beefmaster groep. Rulie, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Môre Doopie, hoe gaan dit met julle vandag? Fantasties en dan by jou. Nee, wat is uitstekend. 'n Lekker koel môre, maar dan nie te erg vanoggend. Fantasties. Rulie, kom ons begin gou by die begin. Hoekom beskryf jy die publikasie van die artikel 9 as 'n baanbreker oomblik vir Suid-Afrikaanse beesbedryf? Doopie, ons moet hierdie virus beklei. Ons moet teen dit beklei, ons moet veg daarteen en ons het geen raamwerk gehad om dit te doen nie. Nou, met die nuwe publikasie het ons nuwe reëlstellings waarin ons in ons industrie praktyke kan in plek stel om hierteen te beklei en om voort te gaan ook in die industrie. Want dit is natuurlik 'n belangrike faktor. As ons industrie tot sterwe sou kom, beteken dit eintlik nou niks vir ons nie, want ons hele landboubedryf gaan daardeur baie negatief beïnvloed word. So met die nuwe regulasies kan ons voortgaan en beklei teen hierdie virus. Dit is die belangrike faktor daagter. So kom ons sit 'n bietjie in perspektief. Wat verander nou prakties vir 'n beesboer in vergelyking met hoe dinge tot nou toe gewerk het? Wel, in die verlede met die vorige regulasies wat daar was jy ekonomies gekneelter indien jy sou back and claw kry, maar ook die belangrike deel is die enting, die voorkomende enting wat nou daar is, dat in die verlede as jy voorkomend geënt het, was jy as FMD positief gesien. Maar nou as jy voorkomend ent, is jy nie as FMD positief gesien nie. En dit is 'n baie belangrike faktor om mense aan te spoor om wel vooraf te ent. As ons dink aan een van die grootste uitdagings tot dusver was natuurlik marktoegang geweest. Hoe help hierdie nuwe regulasies dan nou die produsente om weer makliker hulle beeste te bemark? Wel, soos ek nou net gesê het, is dat in die verlede as jy voorkomend geënt het, dan het jy nie marktoegang gehad nie, want jy was FMD positief, back and claw positief. Maar nou met die nuwe regulasies, as jy voorkomend ent, word jy as normaal gesien of FMD vry. Nou dit gee vir jou steeds dan nou marktoegang, bemarkbaarheid van jou diere. Iemand kan dit koop en verder verhandel in die proses en in waardeketting. So voorheen het baie van die boere wat hulle kinders uit eie beweging ingeënt het, eintlik bietjie benadeel gevoel. Hoe spreek hierdie nuwe regulasies daai probleem nou aan? Wel, sy benadeelgevoel was eintlik nou maar net katastrofies geweest indien jy dit sou gedoen het. Die nuwe regulasies stel 'n raamwerk daarvoor dat indien jy voorkomend ent, word jy, soos ek genoem het, nou as FMD negatief, back and claw negatief gesien, maar ook indien jy FMD sou kry en jy dan ent, dan is die tydperk waaronder jy in kwarantyne is aansienlik verminder en die ekonomiese impak daarvan is aansienlik minder. So vir die industrie en vir deelname in die waardeketting is die risiko verlaag om teen back and claw te kan beklei. Gaan hierdie nuwe artikel en regulasies wat nou gepubliseer word, is dit 'n tydelike oplossing of gaan dit die nuwe norm raak vorentoe? Ek dink dit is grootendeels 'n nuwe norm. In die publikasies sê hulle wel, ons sal dit na 'n jaar hersien. Dit is omdat omstandighede verander. En soos wat ons die virus beklei en natuurlik die virus gaan wen, is wat ek glo ons gaan regkry in die volgende paar jaar, gaan die regulasies weer verander om by om toekomstige omstandighede wel aan te pas. Maar vir nou is hierdie wat ons nodig het om hierdie virus terug te dryf van waar hy hoort. En dan is die ander vraag natuurlik nou met Willie Oukamp wat die nuwe minister van landbou geword het. Voel jy dat daar genoegsame gesprekke gaan wees en genoegsame rolspelers gevra word oor wat die prosedure moet wees vorentoe? Ons is nou so 'n paar dae in. Die groot ding wat plaasgevind het vir my is dat die ooreenkoms tussen Sakelige Saai en Vrystaat Landbou met die nuwe minister oor die aankoop van enstof en die administrasie van die enstof en dat dit moontlik is vir individue om dit self te koop en dan te administreer. Dit is baie belangrik en dit is uitstekend dat hulle tot daai gevolg kon kom of daai ooreenkoms kon kom wat dan nou vir die industrie dit in staat stel om sonder
ek sal sê te veel regulasies natuurlik teen hierdie ding te kan beklei. As jy het ook gesê in die artikel natuurlik die nuwe reëls is op die jongste wetenskap gegrond. Hoe belangrik is dit dat die beleid nou absoluut deur navorsing gedryf word? Wel, in die verlede, en ek praat van vir etlike dekades, was ons onder 'n reëlstelling van die virus en die kennis wat op daardie stadium van die virus daar was. Nou, die kennis was bymekaar gesit deur beperkte hoeveelheid data. Met die nuwe wetenskaplike inligting wat in April uitgepubliseer is, wat wonderlik is deur Dr. Bastos, is dat ons verstaan nou die virus en sy lewe en hoe hy voortbestaan baie, baie beter. En dit gee vir ons 'n ander reëlstelling en nuwe maatreëls hoe ons dit kan bestuur en dan natuurlik die risiko van hierdie virus te kan beter verstaan en laat ons ekonomies kan aangaan, maar ook teen hierdie virus kan veg. Ruli, ons gaan nou weer terug wees met jou. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend, Ruli van der Renen. Hy is die verskaffingskettingbestuurder van die Beefmaster Groep en ons gesels 'n bietjie oor die beesvleisbedryf en die verandering in regulasies. Is nou eers tyd vir jou Groot Plaas kalender. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend Ruli van der Renen. Hy is die verskaffingskettingbestuurder van Beefmaster. Ons gesels 'n bietjie oor die beesvleisbedryf, sy regulasies wat nou verander het rondom back and closure. Ruli, so die studie het aanbeveel dat sekere slagprosedures soos 'n verpligting, ontbening en die wegdoen van afval nie meer nodig is nie. Watter verskil gaan dit finansiëel vir die bedryf dan nou maak? Wel, sekere komponente in die waardeketting, soos byvoorbeeld slagbale, is afhanklik vanaf die 5de kwart of die afvalgedeeltes. En indien dit met die vorige wetenskap wat ons gehad het, verplig was om van daardie afval weg te doen, was daai inkomste verlies in die waardeketting gevoel. Met die nuwe wetenskap wat ons nou weet en dat ons na 42 dae van dag 0 af welke diere kan verwerk sonder om van die afval weg te doen, beteken dat daai inkomste in die waardeketting bly en dit vloei deur reg tot by die primêre produsent. So dit is eintlik dat daai wetenskap nie daai waarde uit die waardeketting wegneem nie en dit steeds daar is en dit maak dit meer aantreklik om dan in die industrie se waardeketting te belê en voort te gaan daarin. Daar's definitief nou groter ekonomiese aansporing vir boere om hulle back and closure aan te meld wat dan nie noodwendig voorheen was nie. Hoekom is dit belangrik dan nou spesifiek om dit nog steeds aan te meld in die beheer van hierdie siekte vorentoe? Ons kan ook spekuleer dat mense dit nog nie noodwendig aangemeld het nie. Ons kan nog, soos ek sê, spekuleer daaroor. Ons kan dit wel nie bewys nie. Om back and closure nie aan te meld nie, beteken dat daar nie beskerming is vir die onmiddellike bure van so 'n persoon nie en dat die virus dan nou kan voortbestaan in die industrie in die veld rondom dit. En dit beteken ons gaan nie die virus kan hokslaan of terugdryf nie. Om aan te meld en dan enstof te bekom, beteken dat ons die virus vaspen. En dit is die belangrike faktor daar agter, is dat ons met die virus elimineer of ten minste vatbare diere, naïewe diere van die virus af kan weghou deur diere voorkomend te ent en ook daar waar hy is, moet ons die virus doodmaak of keer sodat hy nie kan
bestaan en natuurlik ander diere affekteer nie. Ridley, so kom ons praat oor die realiteit op die grond. Baie van die produsente die afgelope paar jaar groot finansiële opofferings gemaak om streng biosekuriteit toe te pas. Ons het dit in groot dele van die land gesien waar boere dit in hulle eie hande geneem het. Voel dit nou of daardie opofferings uiteindelik die moeite werd was? Ek voel vir ons as beefmaster was daai opofferings wat teen 'n enorme koste gekom het, definitief die moeite werd om tot op hierdie punt te kon kom, waar die regulasies ons nou toelaat om, ek sal nie sê met meer gemak nie, want daar is nie regtig verligting en daai gedeeltes in ons besigheid of bedryf op hierdie stadium nie, maar met nuwe reëlstellings ons risiko het verminder en dat ons kan voorkomend en dan aangaan met ons besigheid. Nou, net my woorde weer kry, so jammer, laat ons nou wel vir ons besigheid en bedryf kan voortgaan. Dit was vir ons 'n belangrike faktor. So ek neem aan dit is ook dan nou nie die regte tyd om weg te doen met die biosekuriteitstappe wat reeds in plek gesit is nie. Is dit iets wat moet voortgaan om seker te maak die ding bly in beheer en ons bly proaktief met hierdie situasie? Wel, absoluut. Ons kan nie heidaglik wegdoen met enige van die biosekuriteit nie. Dit is van kardinale belang dat die biosekuriteit deel vorm van ons geveg teen hierdie virus. En ons kan nie op hierdie stadium bekostig om daarvan af weg te doen nie. Die risiko is steeds daar en die probleem van die virus is steeds daar. So biosekuriteit van kardinale belang in die hele waardeketting en industrie. Ons kan nie ontspan nie. So Rudu, hoe ver is Suid-Afrika nog daarvan om weer internasionaal as back and claw seervry met inenting erken te word? Ek dink dit hang af van die hele industrie en die samewerking in die industrie. Dit kan tot minimum dalk 'n paar jaar vat om back and claw vrye status met inenting te kry en sonder samewerking kan dit etlike jare vat om dit reg te kry. Ridley, nou, enstowwe bly die groot gesprekpunt. Dink jy die bedryf moet meer selfverantwoordelikheid neem vir die verkryging van enstowwe eerder as om staat te maak op die regering? Wel, ek dink dat die samewerking tussen industrie en regering ons nie vanaf kan wegstap nie. Dit is baie belangrik dat ons as industrie en die regering wel saamwerk. Die feit dat ons as industrie nou toegang het om die selfverkryging van die enstowwe en die administrering daarvan kan toepas, is natuurlik 'n hulpbron of 'n ondersteuning vir die regering en laat hulle infrastruktuur nie noodwendig onder druk gesit word om nou al hierdie werk te doen nie, maar laat die industrie kan help en sodoende ook die virus vinniger bekamp. Ridley, baie dankie vir jou tyd vanoggend, ons waardeer dit. Dis Ridley van Reenen, die verskaffingskettingbestuurder van die Beefmaster groep. Ons het 'n bietjie gesels oor die beesvleisbedryf en die verandering as gevolg van regulasies rondom die back and claw seer. Dis al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het dit saam met ons geniet. Skakel dan weer môre in, dan kuier ons weer saam.